My naam is Gerda Dellerik weer en ek is vanmiddag bevoorreg om my getuienis met Jesus aan u te deel. In 2023 het ek 'n knop onder my bors ervaar, waarna ek na die huisdokter toe was, waar hy my direk gestuur is vir 'n mammogram. Ek het gegaan en onrede ek nie 'n mediese fonds het nie, moes ek deur die staat gaan. En ek gaan en my vriendin het vir my die mammogram betaal, en waar die professor uitgevind het dat ek 'n borskanker het in 'n erge graad. Ek is daarna verwys na die staatshospitaal Joburg Jane, waar ek natuurlik al die verdere toetse moet ondergaan. Ek het gegaan en dit is onmoontlik om alles op een dag te doen. Daar is net nie 'n manier nie. Maar weet jy, wanneer God in beheer van 'n ding is, dan maak hy 'n weg vir jou. Ek het gegaan en ek het 'n leer oopgemaak en ek is dadelik verwys na die onkologiese afdeling toe, waar ek al die stappe wat ek moes volg, het ek gevolg daai dag. Ek het die mammogram gedoen, ek het die sonar gedoen, ek het 5 biopsies gedoen, en die professor het vir my ingeroep en vir my gesê, Gerda, ek het baie slegte nuus vir jou. Hierdie kanker van jou is nie net in jou bors nie. Dit is in stage 4 en dit is jou hele liggaam vol. Op daai oomblik kry jy 'n skok. Maar ek het nie 'n skok gekry nie, want ek weet my koning leef. En hy gaan 'n wonderwerk vir my verrig. En ek het bly vasglo. En ek het gegaan huis toe, en ek het in die kar geklim, en ek het net gesit. En ek het gesê, Here, hier is 'n paadjie wat u vir my voorberei het. Ek gaan hom stap saam met u, want sonder u kan ek hom nie stap nie. En het 'n kalmte oor my gekom, en ek het huis toe gery. Ek het met niemand gepraat nie, ek wou op daai oomblik met niemand gepraat het nie. Toe ek by die huis kom, toe bel ek vir Aletta, toe sê ek vir Aletta, ek het slegte nuus vir jou. Ek het kanker in my bors steeds vol, en dit is die ergste nie. My hele liggaam is deurtrek van die kanker. En ek het net stil geword daai middag voor die Here, en ek gedagte, 'n Bybelteks het by my opgekom, wees stil en weet, ek is God. En ek het stil begin word en ek het gesê, Here, hier is 'n paadjie wat net ek en u kan stap, niemand kan my help nie. Alleenlik u kan vir my help, Here. En ek het daai teks gevat en ek het hom myne gemaak. En ons is nou met Aletta se niggie toe, waar ons iets geëet het, en ons het die boodskap en al meegedeeld van die kanker, en sy het daar 2 koppies gehad, ek sal dit nooit vergeet nie, sy het daar 2 koppies gehad, die een het gesê, wees stil en weet dat ek God is, en die ander een weet ek nie wat dit is nie, want het was nie my koppie nie. En sy het die koppies vir ons oorhandig, en sy het vir Aletta die pinke gegee, en sy het vir my die wit koppie gegee. En dit is die boodskap wat ek herhaal in die bevestiging. Wees stil, ek is God. En in my siel het ek so 'n vrede ervaar, wat ek nog nooit in my lewe ervaar het nie. Ek stap 'n baie lang pad saam met die Here al
amper meer as 50 jaar, want ek het tot 'n keer gekom toe ek maar 10 jaar oud was. En toe die Here my siel gered. So ek stap 'n baie lang pad saam met die Here en ek weet waar my krag en my hulp vandaan kom. Daar is net een waarna toe jy kan gaan en dit is na Jesus Christus toe. Daar is nie 'n ander weg nie. Daar is 'n pad vir jou voorberei. En daai pad wat daar voorberei is, as jy vir jou voorberei is, sal jy hom moet stap. Jy het nie 'n keuse nie. Jy sal laat pak hoe vinniger jy hom optel en hoe vinniger jy met hom begin stap, hoe vinniger gaan jou einde kom en jou oorwinning kom. En as ek bedoel jou einde kom, bedoel ek nie die dood kom nie. God kan jou genees. God kan jou ook omhaal met die wegraping. Die Here kan jou lewe welkom neem. En in al 3 daai gevalle is ek doodgehappy en ek is gereed. En ek kan nie wag die dag as die bassein blaas of die Here my deur die dood kom haal om na my hemelse Vader toe te gaan nie. Ek het 'n opgewondenheid ontwikkel en ek het hierdie pad begin stap. En ek het vir al die mense wat ek gesien het, vra my altyd, ja Gerda, hoekom lyk jy so gelukkig? There's only one answer. God is in beheer. En ek het geweet, hierdie pad gaan nie maklik wees nie. Dit gaan 'n moeilike pad wees. Maar waar God is alles moontlik. Ek het gegaan en ons het begin met behandeling met sterk morfine, die Red Devil. En as jy weet, die Red Devil is die sterkste wat jy kry vir kankerleiers. En ek het begin en ek het 8 keer gegaan. En toe ek die professor Alice sien by die staatshospitaal, toe sê sy vir my, sy kan dit nie glo nie, maar hierdie knop wil nie sagter word nie. Ek kan hom nie opereer nie. En ek sit op daai bed en ek sê, Here, wat nou? Nou is dit nie meer my probleem, nou is dit nou regtig die probleem. Nou moet u ingryp. En ek het opgestaan vir gesê, is nie 'n probleem nie, maar ek gaan nie, sê 2 sessies verder, dan kyk ons of het gaan werk. Dus ek van nee, ek gaan nie 2 sessies verder nie, want as 8 sessies nie gewerk het nie, gaan 2 sessies nie werk nie. Maar nou gaan ek, wat die Here my beloof het, dit gaan ek nou vat, en ek gaan nou saam met die Here begin hierdie paadjie in oorwinning stap. En ek het bly, glo, ek was gelukkig, ek gaan nie glo nie, maar regtig, ek het 'n blydskap in my siel, wat ek aan niemand kan verduidelik nie. Daar is nie daai vrede, daai vreugde, jy kan dit nie verduidelik aan mense nie. En nog een dag het God my geveil nie. Hy is nog elke keer wat ek gegaan het, vir toetse of behandeling, het God een vooruit gegaan. Ek het net stil gestaan en my verwonder hoe die Here werk. Dit is amazing. Jy ken die Here, jy loop 'n lang pad saam met hom. En jy het gesien hoe werk die Here. Ek het al baie gesien in my lewe hoe werk die Here en hoe sy hand beweeg. En altyd vir my verstaan dat mense gesond kan word, ja, en dat die mense dan deur die dood weggeneem word, ja. Maar my vraag is vanmiddag, is jy gereed om dan daai spaadjie oor te stap na die ewige lewe toe? Want ek is gereed. Ek kan nie wag om die Here Jesus te sien nie. Die zaligmaker wat my geskape het en my liefhet, dat hy so ver gegaan het om die vreugde van kanker, julle gaan dit nie glo nie, maar dit is so. Daar is 'n vreugde in kanker wat niemand ontdek nie. Maar as jy dit saam met Jesus ontdek, dan is die pad baie maklik. Dan is daar nie pyn nie. Ek het baie pyn. Dit is waar, daar is pyn, maar
die Here is nog elke keer getrou en nog elke keer het hy sy hand uitgereik na my toe en vir my gesê, Gerard, onthou jy wat ek vir jou gesê het, wees stil en weet ek is die Heer. En ek het gesê, jammer Here, ek het geval. Was nie gehoorsaam nie, maar vergewe my. Tel my weer op. Jy kry moeilike dae, laat jy afval daal, laat jy mismoedig word, dat jy nie meer kan aangaan nie. En ek dink baie keer dan bereik jy daai stadium wat jy net sê, Here, ek het nou genoeg gehad. En weet jy wat? Dan sê die Here vir jou, ons het nou eers begin, my kind. Die pad is nog aan, dis nog nie die einde nie. Ons gaan nog 'n pad stap. En al wat jy moet doen, is net stil wees en weet dat ek God is. En ek het gesê, dankie Here, dat U vir my nog 'n kans gee om hierdie pad te stap. Mense vra my, Gerard, 3 jaar. 3 jaar loop jy al met hierdie pyn. Ek sê ja, want Christus is in beheer van hierdie pyn. En ek weet hy is in beheer van my kanker. Ek weet hy is beheer van my lewe. Ek weet vanaand dat ek in my kop neerlê, mag sal wees vanaand, kan ek oorgaan na die hiernamaals toe. Dit sal 'n wonderlike ervaring wees in my hele lewe, wat ek na so vooruitsien, dat Jesus my sal kom haal, om saam met hom te wees, en geen pyn, geen hartseer, en geen twyfel anymore. Daar is dinge wat jy maar met die Here moet uitstap, en ek sê vir u vanmiddag, as God vir jou 'n pad uitgelê het, dan sal jy hom moet stap. Jy het nie 'n keuse nie, jy kan nie omdraai nie, jy kan nie sê, Here, dis nie vir my nie, dis vir iemand anders nie. Ek het nooit eendag vir die Here gevra, hoekom ek? Hoekom nie ek nie? Dit dalk gaan alle baie mense wees, dit is te waar. Maar hoekom nie ek nie? Dis 'n vraag wat die mense vra. Nou vra ek, hoekom nie ek nie? En wat maak my beter as 'n ander persoon wat kanker het? Die verskil is baie keer, ek ken die Here met my hele hart en my siel en ek dien hom met alles wat ek in my het. En ek het geloof in my hart dat ek weet vanaand, sou dit die laaste wees, sou dit vanaand dan die begin van 'n nuwe lewe wees, sien ek uit om saam met God te wees. Want hy is my anker en hy is my rots. Ja, baie dinge gebeur. Hy wil probeer jou aanval. Hy het alles in sy mag probeer, maar u weet, Christus is die oorwinnaar, want hy het die kruis oorwin, en hy het die dood oorwin, en hy het vir ons die ewige lewe gegee, en hy het vir ons die nuwe Jerusalem gegee. En ek sê vanaand vir u, dit maak nie saak wat die pad my gaan kos nie, maar die ewige lewe, die nuwe Jerusalem, gaan ek maak. Daar is niks wat in my pad gaan staan. Geen siekte, geen negativiteit of enige iets nie, maar ek gaan, en ek sê vir u, ek gaan die ewige lewe behaal. Dit maak nie saak wat gebeur nie, maar ek sien kans vir môre. Elke oggend as ek opstaan, dan sê ek, dankie Here vir nog 'n dag. Vir nog 'n dag om saam met u te gaan loop, om te kan om u te kan dien, om te kan weet dat hierdie dag hou iets niets in. Daar is die kanker so erg, dat regtig morfine regtig nie is meer help nie. Maar weet jy wat is die beste medisyne? Gaan op jou knieë en vra God om jou die krag en die inspuiting te gee, wat net hy kan gee. En ek ook my vriendin vandag baie dankie sê. Sy is 'n steunpilaar in my lewe. Sy hou alles aan die gang. Dis moeilik, ja. Ek weet, ek kan 'n moeilike mens raak, maar ek weet vir vandag dat
die Here het 'n pad vir ek en haar om saam te stap en die hand van die Here te vat in hierdie laaste paar tree, want dit is letterlik die laaste paar tree. Die dokter was hier gewees laas week en hy het vir my gesê ek is in die laaste stadium van my lewe en ek dank die Here dat ek op pad huis toe is. Ek weet dit is nie meer lang nie. Dan is ek vir ewig by my tuiste. Waar ek nie meer seer gaan hê nie. Waar ek nie meer pyn gaan hê nie. Waar niks my ooit weer sal skei van die liefde van God nie. Daar is hoop. Daar is vandag genesing. Daar is vandag redding. Daar is vandag oorwinning. En ons moet dit vat. En as jy die kanker het, wil ek jou aanmoedig vandag. Vat net die hand van die Here. Daai deurboorde hande is vir jou ook gemaak, sodat jy gesond kan word. In die naam van Jesus. En ek sê vir u dankie dat u vir my die geleentheid gegee het om hierdie getuienis aan u te lewe. Ek is lief vir u almal, al ken ek u nie, maar weet dit, wees stil en gee God 'n kans om te beweeg in jou lewe. Amen. Dan vind ek krag in Christus bo. Staan vas met geloof wat glo. Alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, deur u eers. Alles is moontlik in die Heer.